So geskakel op Groot Plaas en op 'n Woensdag gesels ons bietjie plaaspraatjie. Is wat moeg is om jou drade te fix en seker te maak alles is in plek. Moenie worry nie. Fisiese drade is dalk iets van die einde. Dink vir 'n oomblik aan 'n plaas sonder 'n enkele draadheining. In 'n baanbrekende studie deur die CSIRO is virtuele heininge nou 'n werklikheid. Nou hulle gebruik GPS halsbande om die diere. Nou kan boere onsigbare grense direk vanaf hulle slimfone skuif. Dit beteken jy kan jou vee presies stuur waar jy hulle wil hê. Kwesbare gewasse beskerm en weiding optimaal bestuur sonder om ooit 'n hamer of tang weer op te tel. Nou dit is die toekoms van veeproduksie reg in die palm van jou hand. Dan virtuele realiteit op die plaas, soos om games te speel, maar net 'n bietjie meer tegnies. Boerdery gaan nie meer net oor handearbeid nie. Dit gaan nou oor data en simulasie. Nou teen later in 2026 gebruik meer as 60% van groot plase sogenaamde digitale tweelinge. Dit laat boere toe om virtuele realiteit te gebruik om nuwe bemestingsplanne of besproeiingsstelsels in 'n digitale kopie van hulle eie landerye te toets. Jy kan letterlik 'n jaar se oes in 'n paar minute simuleer om te sien wat werk voordat jy 'n enkele sent aan saad of brandstof spandeer. En dan kyk ons bietjie na nuwe lewe wat in die Oos-Kaap se besproeiings ingeblaas word. Goeie nuus vir die landelike ontwikkeling. 'n Massiewe besproeiingsprojek van nagenoeg R20 miljoen is in die Oos-Kaap geloods. Nou hierdie skema fokus daarop om verouderde infrastruktuur te herstel en dormante landbougrond weer in produktiewe groentehubs te omskep. Nou dit is nie net 'n inspuiting vir voedselsekerheid nie, maar 'n kragtige wapen teen armoede wat nuwe werksgeleenthede en hoop na plaaslike gemeenskappe bring wat dit die nodigste het. En dan vir die mense wat nie gewoond is aan die plaas nie, wat van 'n vakansie op die plaas? Daar's 'n nuwe opkoms van agritourisme. Nou baie mense het al gewonder hoe dit voel om vir 'n week lank 'n boer te wees en nou met agritourisme is dit besig om vlam te vat veral in Suid-Afrika. Al meer stadsjapies is bereid om te betaal vir die ervaring om op 'n werkende plaas te oornag en selfs hier en daar 'n hand by te sit. Vir ons boere bied dit 'n broodnodige tweede inkomstestroom te midde van 'n wisselvallige klimaat. Is 'n wen-wen situasie. Die publiek leer waar hulle kos vandaan kom en die plaas se voortbestaan word verseker. Dis plaaspraatjies vir vandag. Ons maak volgende week weer so. Ons is geskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons in die ateljee vandag, Barend Uys, hy is hoof van interkulturele verhoudings en samewerking, om te gesels oor 'n landbouontwikkelingsprojek waar hulle 'n paar rolspelers bymekaar getrek het om 'n groot impak te maak. Barend, goeiemôre en welkom. Môre Doopie, is 'n groot voorreg om hier te wees. So, vertel my net gou eersins hierdie gesamentlike landbouprojek van julle. Waarom het julle gevoel dit is so nodig? Daar kan ek begin by, so ons is gevra om te kom help. Dis waar dit begin het. En ons almal praat, daar's baie mense wat praat oor opkomende boere en die ontwikkeling van opkomende boere, maar op die eind gaan dit net gebeur as iemand dit doen. So Lebo Mosime het ons genader by die kroning van Kgosigabo Moroka en vir ons gesê sy boere na agterplaas, sy het nou 'n groter stukkie grond gekry, kan ons daar nie bietjie kom help nie. En ons het toe betrokke geraak, onder andere gehelp om 'n songedrewe drupbesproeiingsstelsel in te sit nadat sy nie daarin kon slaag om 'n Eskom punt te kon kry nie. En die hele doel is om haar te ontwikkel as 'n klein boer tot 'n kommersiële boer. So dis die groot prentjie. Hoe groot is die nood om spesifiek, jy weet soos wat jy sê, klein boere te kan omskep in kommersiële boere? Dis baie groot, Doopie, en die dilemma is die volgende. So as jy iemand is 'n individu wat graag wil kommersieel boer, dan is jy met ander woorde nie 'n gemeenskap wat, kom ons sê nou maar 'n projek het waar jy werk net vir voedselsekerheid nie. En dan is die dilemma dat dit regtig moeilik vir jou is om befondsing te kry, want jy is eintlik 'n maatskappy met winsoogmerk. En dan gaan mense vir jou sê, maar ons gaan mos nou nie vir iemand geld gee om wins te maak nie. Maar as jy nou daai mens is wat nog moet winsgewend wees, dan is dit baie moeilik vir jou om befondsing te kry. En dit is een van die redes waarom ons nie baie opkomende boere sien wat ontwikkel tot kommersiële boere nie, want dit is regtig moeilik vir hulle om die hulp te kry wat hulle nodig het
om dan te ontwikkel tot 'n kommersiële boer. So dis presies daar waar ons dan nou maar ingetree het en gesê, dit help nie ons almal nou aan praat oor die ontwikkeling van klein boere tot kommersiële boere nie. Iemand moet nou ernstig iets begin doen en dit is regtig 'n groot nood. So Barend, dit is maar van die belange van die privaat sektor om in te gryp, want dit klink vir my of die regering bietjie hierdie klein boere gefaal het. Ja, daar's groot fout. Kyk, ons is ook by ander soort projekte betrokke. Ons is ook by die gemeenskapsprojekte betrokke. So in ideale omstandighede kan mens met 'n groter gemeenskapsprojek begin. En dan gaan jy daar hoë potensiaal individue identifiseer. En natuurlik is daardie gemeenskapsprojekte baie goed, want dit bring vir die gemeenskappe inkomste as hulle 'n surplus produseer. Natuurlik verbeter dit voedselsekerheid, maar dan moet jy die hoë potensiaal individue moet jy op 'n reis kan sit na kommersialisering. En tans is dit iets wat nie gebeur nie. Baie keer ongelukkig val die gemeenskapsondersteuningsprojekte eintlik maar net na 'n ruk plat. En dan kry jy nie dat die hoë potensiaal individue regtig die geleentheid kry om vorentoe te gaan en 'n volgende tree te gee nie. Met 'n projek soos hierdie, hoe belangrik is dit om nog steeds konstant bystand te lewer aan hierdie klein boere? Doopie, dis baie moeilik om op die regte manier te help. So wat niks sal help nie, is as mens eintlik maar net 'n nuwe afhanklikheid skep. Net soos wat mens baie graag, jy wil tog nou nie, kom ons praat nou maar van sê nou maar in jou huishouding en jy het kinders. Natuurlik sal dit nou wonderlik kan wees as jy jou kinders kan keer dat hulle ooit hulle voet stamp of 'n toon stamp. Maar as iemand moet leer, dan moet jy vir hulle die ruimte gee om te leer. So ek kan basies die hulp opsom as jy moet iemand help om hulle self te help. Maar dit beteken jy help soos 'n vriend. So jy sê ons sal byvoorbeeld die volgende, jy kan aanbevelings maak, saam sit oor beplanning, oor bestuurspraktyke. Maar dan is dis nie ons boerdery nie. Dis nie ons projek nie. Ons is betrokke by die projek. Maar dan moet die persoon wat die projek dryf, die persoon wie se projek dit is, die boer, moet dan besluite neem. En jy moet net die ruimte gee. Ja, en dan dit moet daar ruimte wees vir foute maak. En natuurlik kan daar nog 'n groot klomp ander goed ook gebeur. So dit is baie uitdagend en ek dink die een uitdaging wat daar is wat ons sien wat dalk spesifieke gebrek is by regeringsprojekte is. Hierdie is nie korttermyn goed nie. Dit vat 'n langtermynpad van om saam met iemand te stap. En dis die enigste manier hoe jy regte ontwikkeling kry. Jy moet sê hier's 'n harde pad, 'n leerpad om te stap en dis nog saam met al die uitdagings wat boerdery bring en daar's baie daarvan. So ja. So julle het nou al die rolspelers bymekaar gekry vir hierdie projek van julle, maar die grootste ding was, soos wat jy nou sê, kennis oordra. Maar dit is tog nie 'n bodemlose put nie. Jy kan nie net heeltyd tap daar uit nie. Nou, hoe dra julle hierdie vaardighede oor? Is daar 'n spesifieke tydperk wat julle vat om met die boere te werk? Man, op hierdie stadium is dit, ek dink mens werk eerder na as jy jou uitkoms bereik. Natuurlik kan mens nou sê daar gaan ernstige horison wees. So die reis behels maar 'n reis en dalk kan ek sê is een van die groot dinge wat geleer moet word is eenvoudige administrasie. Ek dink daar's baie mense wat dink boerdery gaan oor jou vuil hande in die grond. Ek wil amper sê die grootste en belangrikste deel van boerdery is administrasie, bestuur, beplan, sodat jy kan weet of jy besig is om 'n wins te maak of dat jy weet jy is besig om te werk na winsgewendheid toe. So natuurlik is dit 'n reis waar mens betrokke bly en dan oor tyd seker maak jy's besig om by daai winsgewendheidpunt uit te kom. Daar kan mens sê daar's verskeie rolspelers betrokke, natuurlik AfriForum en SAI en ons het 'n MSW geskep wat se naam REIN is, Resilient Regenerative Agricultural Initiative, waar ons baie spesifiek net hierdie projekte doen en dan het jy natuurlik rolspelers betrokke. Soms is dit plaaslike kommersiële boere en dan ook maatskappye wat vir ons weet al 'n groot bydrae gemaak het, Staak Eiers, Ryk Zwaan, Hygrotech, Waterdepot. So vertel ons gou net bietjie van met hierdie beter bestuurspraktyke, miskien 'n suksesstorie van hoe opbrengs verbeter is en goedjies waaroor jy trots is. Jong, daar's baie projekte waaroor ek kan praat. So is al die lesse wat langs die pad geleer word. So as ek nou kom ons praat net oor hierdie spesifieke projek. Jy weet, as jy daarom kan sê vanaf die eerste plansiklus begin het in 2022, so ek bedoel is nou seker omtrent so net bietjie minder as 4 jaar terug. Weet, kan jy sê jy het al op en dis net 0.75 hektaar, nee, so dis nie baie groot nie. Is daar al 60 ton groente geproduseer. Wow. En nou kan ek stories vertel van daar's kool geplant en dan is die koolkoppies te klein. Dan kan jy dit nou verkoop, maar jy kan nie die prys kry wat jy
wel wat jy sou kon gekry het nie. En dan sê jy goed, maar wag 'n bietjie, jy moet werk aan 'n bemestingsplan en dan kan jy 'n volgende keer dan kan jy nou rooi kool lewer aan 'n groenteverwerker en dan lewer jy 400 kg rooi kool. Jy weet as jy dan nou kan sê jy het al 2 keer 800 kg boontjies gelewer dan en jy kan sien hoe die volumes toeneem en jy leer die lesse. Jy sien ons het nie 'n nethuis nie. So blomkool, ons stoei met blomkool hier want die son brand die blomkool baie maklik goed. So ons moet eerder nie blomkool stap. Weet ons moet eerder nie blomkool plant nie. En dan kry jy natuurlik jou uitdagings langs die pad. Murgpampoene doen uitstekend 1 jaar en dan 1 seisoen kry jy hierdie verskriklike reën en jy het 'n foutjie gemaak met die of jy het net nie die regte variëteit geplant nie en dan kry jy 'n sê nou maar 'n swaan probleem. So dit is en dis die belangrike deel en dis waarom dit maar 'n langtermyn vasbyt is. Jy moet elke keer solank jy aanhou om die lesse te leer en jy weet jy seker is besig om in die regte rigting te beweeg. So Barend, hoe dra die projek tot werkskepping by in die gemeenskap behalwe nou vir die klein boer self? Natuurlik kan die kleinboer alleen nie werk, nie al die werk doen op so 'n stuk aarde nie. En die groente is maar nogal dis 'n intensiewe storie, weet, want jy moet die hele tyd natuurlik skoon hou en as sê nou maar en veral oestyd. So natuurlik het mens personeel wat op 'n permanente basis betrokke is. En dan kom daar elke keer as daar geleentheid is, byvoorbeeld as jy moet oes, as jy die groenboontjies moet oes, dan het jy eintlik 'n kort venster waarin jy moet oes sodat jy volume kry en kan mark toe vat en natuurlik die goed nie afgaan nie. Dieselfde geld natuurlik nou vir murgpampoentjies of iets anders. En dan is daar nou geleentheid vir meer gemeenskapslede om vir daai oestyd betrokke te raak. So in 'n breë gebied waar daar eintlik baie beperkte werksgeleenthede is en dis ongelukkig die waarheid in baie van ons landelike gebiede. Skep elke so projek wat daar is, skep natuurlik vir sommige mense eintlik 'n permanente werksgeleentheid, maar op hierdie stadium op 'n klein stukkie aarde is dit min, maar natuurlik dan met oestyd is daar dan nou vir meer mense 'n geleentheid om ietsie te om te doen en geld te verdien. Barend, baie dankie vir jou tyd vanoggend en dankie vir die ongelooflike inisiatief wat julle aan mekaar gesit het. Ons gas vanoggend Barend Uys, hy's hoof van interkulturele verhoudings en samewerking met AfriForum, ook saam met Saai en die ander manne wat hierdie landbouontwikkelingsprojek van stapel gestuur het. Dis waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan kuier ons weer môreoggend saam.